Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Ek oefen bietjie met my trompet, maar ek dink nie dit klink baie goed nie. Dit het my laat dink aan 'n verhaal in die Bybel waar die Israeliete ook met trompette te doen gehad het. 'n Groot muur en tye waar hulle stil moes wees. Kom ons kyk saam na Josua 6 vers 1 tot 27. Daar was 'n groot stad genaamd Jerigo. Die stad het groot sterk mure gehad wat die mense binne veilig gehou het. God het vir Josua, die leier van die Israeliete, gesê dat hy die stad aan hulle sal gee. Maar hulle moes na hom luister en presies doen wat hy gesê het. God het vir Josua spesiale instruksies gegee. Die Israeliete moes vir 6 dae elke dag 1 keer om die stad stap. Die priesters moes trompette blaas en die Israeliete moes stil wees. Op die 7de dag moes hulle 7 keer om die stad stap. Toe hulle die 7de keer om die stad gestap het, moes die priesters die trompette blaas en die Israeliete moes hard skree. En weet julle wat gebeur het? Die groot sterk mure van Jerigo het begin skud en het heeltemal omgeval. Die Israeliete het die stad ingegaan en die oorwinning behaal, net soos God beloof het. Maats, wat kan ons hieruit leer? Die storie van Jerigo leer ons dat wanneer ons na God luister en hom vertrou, kan groot dinge gebeur. Soms mag dinge moeilik of onmoontlik lyk, net soos die groot mure van Jerigo. Maar God is altyd by ons en hy sal vir ons die pad wys as ons na hom luister en in hom glo. Dit wys ook dat ons gehoorsaam moet wees, selfs as ons nie altyd verstaan hoekom nie. God het 'n plan vir elkeen van ons en as ons hom vertrou, sal ons sien hoe sterk ons kan wees, net soos die Israeliete wat die stad van Jerigo oorgeneem het. Daar sy maats, ek dink ek moet nog bietjie oefen met my trompet. Maar, wat ons vandag geleer het, is dat as jy ooit voel, jy staan voor 'n hoë Jerigo muur en dit lyk vir jou na 'n onmoontlike taak, dat jy net op God hoef te vertrou en te vra vir leiding, want hy is by jou en hy het jou baie lief. Hy sal vir jou die regte pad wys. Al is dit om trompette te blaas, stil te bly en dan hard te skree. Tot volgende keer. Totsiens!